Goeiemôre en baie welkom hier by Mildersdrift Gemeente se uitsaaidiens. Dis vir my en ons as gemeente 'n groot voorreg om vanmôre saam met julle daar waar julle sit, rondom die woord van die Here te kan bymekaar kom. En dis regtig my gebed dat die Here deur sy woord en deur sy gees vir elkeen van ons vanmôre sal leer wat sy wil vir ons lewe is. Kom ons raak so vir 'n oombliekie stil en dan sal ek vir ons open met 'n fotum uit Psalm 121 uit. Ek soek oral rondom my na iemand om my te help. En ek wonder dan, wie sal my nou regtig help? Die Here sal my help. Hy het alles in die wêreld gemaak. Jy sal niks oorkom nie. God pas jou op. Hy sal nie aan die slaap raak as hy jou moet oppas nie. Hy pas al sy kinders op. Hy slaap nooit. Daarom sal hy nie vergeet om jou te help nie. Die Here is jou oppasser. Hy sal altyd by jou wees. Wat 'n wonderlike voorreg om hierdie troos en hoop uit die woord van die Here te ontvang. Weet daarom verseker dat die Here naby is. Dat hy nooit insluimer en nooit slaap en dat hy van alles weet. En dat hy ons helper en ons oppasser is. Wat 'n voorreg om te kan verklaar dat God drie enig hier by ons teenwoordig is vanmôre. Ontvang dan sy teenwoordigheid en gee aan hom eer as die koning van alle konings. Kom ons loof die Here met 'n loflied. Ons skriflesing kom vanmôre uit die boek Efesiërs, 'n brief van Paulus aan die gemeente in Efese, en ek lees daar uit hoofstuk 1 vanaf vers 15. Daarom vandat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek ook nie op om God vir julle te dank nie. Wanneer ek in my gebede aan julle dink, bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader aan wie die heerlikheid behoort, deur sy gees aan julle wysheid gee, om hom so aan julle te openbaar dat julle hom werklik kan ken. Ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet watter hoop sy
roeping inhou en wat 'n rykdom daar is in die heerlike erfenis wat hy vir die gelowiges bestem het. En hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het toe hy Christus uit die dood opgewek en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Hoog bo elke mag en gesag, elke krag en heerskappy, en wat daar ook al sprake van mag wees, nie net in hierdie bedeling nie, maar ook in die bedeling wat kom. Wat 'n wonderlike woord uit die Here se mond. En ons gaan kyk na die hele geleesde gedeelte, maar miskien in besonder vers 16 en 17, 15, 16 en 17. Daarom van ek van julle geloof gehoor het in die Here Jesus en van julle liefde vir al die gelowiges, hou ek dan nie op om God vir julle te dank nie. En wanneer ek in my gebede aan julle dink, dan bid ek vir julle. Weet, in die tyd van Paulus was daar nou nie, WhatsApp en Instagram en al daai kommunikasiemiddele wat ons tot ons beskikking het hy nie gehad nie. Maar Paulus sê vir ons hier, en hy skryf aan die gemeente in Efese, dat wanneer hy van mense hoor, wat op sy pad gekom het, wat sy lewenspad gekruis het daar uit Efese, of wanneer hy aan hulle dink, of wanneer hy hulle onthou, dan bid hy, en hy dank God. Wanneer hy van hulle hoor, of wanneer hy aan hulle dink, en wanneer hy hulle onthou, dan dank hy God vir die geskenk van hulle wat hy op sy pad gebring het, besonderse mense, wat sy lewe geïmpakteer het, wat sy lewe verryk het, en wat in sy lewe ingebou het. En wanneer hy dan onthou, sê hy eintlik hier, hy kan nie ophou om God te dank nie, hy kan nooit God genoeg dank vir hulle wat op sy lewenspad gekom het, uit die hand van die Here nie. 'n geskenk uit God se hand, 'n geskenk van genade en goedheid en guns, wat hy aan Paulus skenk. En dan dank hy God. Hy dank God vir hulle wat op sy pad gekom het, hulle wat God gestuur het. Hy kom dank hulle vir hulle geloof en liefde, en vir dit wat hulle in sy lewe dan ook ingebou het, en hoe hulle hom verryk het, en hom laat word het, dan wat hy ook geword het. En wanneer hy aan hulle dink, en wanneer hy hulle onthou, en wanneer hy God dank, dan bid hy ook vir hulle. Ek is vanmôre nou eintlik met my afskeidspreek, of afskeidsgeleentheid, hier in Mildersdrift, die eindpunt eintlik van my bediening as 'n voltydse leraar, en dan ook as 'n voltydse leraar hier in Mildersdrift gemeente. En ek wil ook graag vanmôre, soos Paulus, 'n bietjie terugdink en onthou aan mense wat God op my lewenspad gebring het. En ek wil vanmôre vir God kom dank, dan vir hierdie mense, net soos wat Paulus hierdie mense kom bedank het vir die besondere gawe wat God aan hom bewys het. Ek wil sommer dalk begin by my pa, ek onthou my pa vanmôre, en ek dink aan my pa. My pa het my groot gemaak met die verhaal van Samuel. Samuel van wie ons teruglees daar in 1 Samuel 1 tot by 1 Samuel 3 omtrent. Lees ons nou die gedeelte wat my pa nou altyd vir my gelees het as 'n klein mannetjie. Julle onthou die gedeelte baie goed, van hoe Hanna nie kon kinders hê nie. Hanna en Elkana kon nie kinders hê nie. En hoe dit haar eintlik, ek wil amper sê, gebreek het, en hoe sy geworstel het daarmee, gehuil het en getreur het daaroor, dat sy nie kinders kan hê nie. En elke jaar, as hulle tempel toe gaan, het van die vrouens met haar gespot, en was sy baie hartseer. En toe by 'n geleentheid, weer met die besoek aan die tempel, die jaarlikse geleentheid, het sy stikkend daar gestaan, en tot God gepleit, en tot God gebid. Maar ons lees dat sy net aan haar hart gebid het, net in haar gedagtes gebid het. Niemand kon hoor wat sy bid nie. En sy het by God gepleit om vir haar te seën met 'n seun. En Eli, die priester wat daar naby gestaan het, het dit gesien, en dit het gelyk of sy dronk is en met haarself praat, en hy kon praat toe met haar, maar toe sy haar lewensverhaal vir hom vertel, van hoe sy smag na 'n kind, na 'n seun, en hoe sy by God pleit, hoe sy met God ooreengekom het, dat as God vir haar seën, met 'n seun in haar lewe, dan sal sy hom vir God gee.
lewenslang om vir God te dien, ja, dat sy vir hom sal afstaan aan die Here. En toe gebeur dit so. Toe gebeur dit so dat sy en Elkana 'n seun in die lewe bring. En toe hy gebore word, toe sê sy, ons noem hom Samuel, want Samuel beteken van God gepleit, van God afgebid. En natuurlik, toe hy 3 jaar oud is, het sy tempel toe gegaan en vir Samuel aan die Here gewy en vir die Here gegee om hom te dien. En dan die bekende gedeelte, dat Samuel in die nag hoor, iemand roep hom, Samuel, 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 en hy hardloop na Eli toe. En Eli sê vir hom, nee, maar ek het jou nie geroep nie. En hy gaan lê weer, en 'n tweede keer en 'n derde keer hoor hy, Samuel, Samuel, elke keer hardloop hy, en elke keer hoor hy, ek het jou nie geroep nie. Die derde keer sê Eli vir hom, ek dink dis die Here wat jou roep. Gaan lê, en as jy weer 'n stem hoor wat jou roep, dan sê jy, en jy staan op, en sê, praat Here, u diensknegt luister. En toe gebeur dit so. Toe hy weer gaan lê, het God nader gekom en by hom kom staan, en vir hom weer geroep, Samuel, Samuel, Samuel. En hy het opgestaan en gesê, praat Here, u diensknegt luister. En Samuel het sy hele lewe aan die Here gewy. Wat 'n wonderlike storie het my pa my mee groot gemaak. Ek het dit later so goed geken, dat ek nou later skool toe gaan, en dan kry jy nou 'n beurt om 'n storie te vertel. Weet, almal het 'n beurt gekry, en hulle het stories vertel, die ander. En ek het elke keer die storie vertel van Samuel, van hoe Samuel geroep word, elke keer. Soveel so, en dat daar later vir my gesê is, maar kan nie 'n ander storie vertel, en vertel ek weer die storie. Ek het hom uit my kop uit geken. Vertel ek weer die storie van Samuel, van hoe Samuel geroep is. En natuurlik is ek toe deur die laerskool, deur die hoërskool, en soos julle weet, nie baie erg gehad met akademie nie baie aandag gegee, of die skool nou so ernstig opgeneem nie. Dit was maar net sport, weet, rugby en pleinbal. Dit was eintlik my lewe, dis waarom my lewe gedraai het, en atletiek. En toe matriek klaar gemaak, en na matriek het ek deur Yskor gaan leer vir 'n elektrotechniese ingenieur by Yskor, en dit het baie goed gegaan. Dit het regtig goed gegaan, ek het goed gedoen in die toetse, ek het die prakties geniet, maar ek was ongelukkig. Ek het nie ingepas in die groep waar ek was nie. Ek het net nie ingepas nie, weet, hulle was anders as ek, hulle het anders so groot geword as ek, hulle het anders te gelewe as ek, en ek het so ontuis gevoel. En daar, tussen die ander elektrotechniese ingenieursouens, het ek regtig in my hart gevoel, die Here roep my. Die Here roep my om 'n dienaar van die woord te word, om 'n predikant te word, om 'n dominee te word. En ek onthou so goed, ek moes dit vir my pa vertel, en ons het daar in die kombuis gesit, om 'n panelite tafeltjie, so groenetjie, en 'n panelite stoeltjies gesit, vir my pa gesê, ek moet met hom praat. Weet hom, ek weet nie van julle pa sê, maar my pa was maar 'n moeilike man, en ek het gedink hy gaan ontplof, of ten minste hy gaan dit verloor as ek vir hom nou gaan vertel, ek gaan nie meer die ingenieurswese ding doen nie, ek wil 'n predikant word. En toe sê ek vir hom, pa, ek kan nie meer hierdie pad loop nie, ek glo die Here roep my om 'n bedienaar van die woord te word. En ek het gedink hy gaan ontplof, weet, net 'n paar maande van tevore het hy vir my al my gereedskap gekoop wat ek nodig sou hê vir die ingenieurswese, vir die prakties. En dit was maar duur, en ek weet nie waar het hy die geld gekry, of hoe het hy dit reg gekry om dit vir my te koop nie. En ek het gedink dat hy gaan dit verloor. En my pa het niks gesê nie. En nadat ek vir hom klaar vertel het hy net so opgekyk na my toe en gesê, dis reg so my kind, dis reg so. Ek het toe klaar gemaak vir die instrukteurs en vir die dosente die goeie of die slegte nuus gegee, en toe begin werk op Yskor, want dit was April maand en ek kon nie inskryf by die universiteit nie, vir predikant swat nie, en het ek op Yskor gaan werk, tot die volgende jaar, Januarie 1976, tot Januarie 76,
het ek daar op Yskor gewerk. My geldjies bymekaar gemaak, het ek nou gaan regkry, my pa het 'n studentelening gaan uitneem daar by Standard Bank, en skryf ek toe in by PU vir CAO, om admissie, BA admissie te swat, om predikant te word. Julle, ek het 'n paar keer gewens, plegs ek maar beter aandag gegee het, daar in die Afrikaanse en Engelse klas, rondom taalkunde, weet van hoe dit werk. Ek het gewens dat ek was 'n meer toegewyde skoolier, want ek het swaar gekry, ek het gesukkel, ek het eintlik gesuffer om die waarheid te sê, maar ek het deurgedruk en ek het maar aangehou en gesukkel. En natuurlik in daardie tyd, kom seën die Here my met iemand met die naam van Esme Meiburg. Ja, kom seën die Here my, en kom bewys hy sy guns en sy genade aan my, deur 'n baie besonderse persoon wat op my lewenspad geplaas is, deur my Skepper. En ek wil vanmôre, soos Paulus kom dankie sê, wil ek hom dankie sê vir die geskenk van Esme in my lewe, vir die liefde en die geloof wat daar uit haar lewe gestraal het, van hoe naby sy in die Here gelewe het, vir die verskil wat sy in my lewe kom maak het, van hoe sy my lewe verryk het en in my lewe ingebou het, dat ek anders te geword het as wat ek was, dat ek geïnspireer was om harder te werk, meer toegewy te studeer en nader aan die Here te lewe. En wil ek vanmôre, soos Paulus kom sê, as ek aan haar dink vanmôre, en dan wil ek vir God dank. Ja, kan ek God nie ophou dank vir Esme wat hy in my lewe ingebring het, as 'n teken van sy guns, as 'n teken van sy genade, van 'n teken van sy liefde vir my. Ek kan nie anders stel as om vanmôre terug te dink aan ons 4 dogters wat ons van die Here ontvang het nie. Saam met hulle mans en hulle kinders dien hulle die Here. Ek wil vanmôre kom dankie sê vir hulle geloof en hulle liefde, vir hoe naby hulle in die Here lewe as individue en as gesinne. Ek is amper skaam om te sê, maar ek dink hulle die Here liewer as wat ek hom het. En dankie, o Hemelse Vader, vir u goedheid en guns wat u aan ons betoon het, deur ons te seën met sulke kinders in ons lewe. Dankie vir hoe hulle ons in my lewe verryk het, en wat hulle in my lewe ingebou het. Want die Here is waarlik so goed. Weet, as ek nou so terugdink aan my en Esme, dan moet ek vanmôre sê, van ons twee het ek regtig die beste smaak. So waar, ek het die beste smaak. Ek weet nie of sy so goed gedoen het nie. Ek dink sy kon beter gedoen het, en ek sê dit baie keer, maar ek het die jackpot geslaan. Die Here het sy goedheid en guns en genade aan my bewys, deur my en haar paai met mekaar te laat kruis. Ons is vanjaar 45 jaar getroud, en ek het haar liewer as wat ek al ooit gehad het, en dit is genade uit die hand van die Here, en ek kan die Here nie ophou dankie sê, ek kan hom nie genoeg dankie sê, vir die genade wat hy in my so bewys het nie. As ek so terugdink, dan onthou ek vir Dominee Martin Brandt, daar van Windhoek gemeente, terwyl ek kapelaan in die weermag was ek ook hulpleraar daar by Windhoek gemeente. En wat ek by Dominee Martin geleer het, en wat hy in my lewe belê het, is om hard te werk, om regtig elke dag hard te werk, en om te beplan, dat 'n mens moet beplan, dat jy volgende jaar moet weet wat jou hooffokus gaan wees, vir elke geleentheid, vir elke aktiwiteit van die gemeente moet jy beplan en reg wees wanneer die jaar begin. En ek dank die Here wanneer ek aan Dominee Martin dink, vir sy liefde en vir sy geloof en wat hy in my lewe belê het. Ek moet natuurlik terugdink aan Dominee Pretorius, daar van Kreers op Oos gemeente in 1983, het ek daar begin as 'n leraarshulp, wat met die jeug gewerk het. In 1986 is ek daar beroep as leraar, as medeleraar. En hy het my nooit behandel as sy mindere nie. Ek het by hom geleer wat dit beteken om regtig medeleraar te wees, dat hy my as sy gelyke behandel het. Al was ek dit nooit, het hy my altyd hanteer as 'n ware medeleraar. En dis wat ek by hom geleer het, is om regtig 'n dominee te wees wat toegewyd
aan die gemeente en met 'n hart vir die gemeente lewe, wat diep in die woord van die Here delf, vir die boodskap wat die Here vir ons wil gee, en dat die boodskap eerste vir jou bedoel is. Ek dank die Here, wanneer ek aan Dominee Pretorius dink vir sy geloof en liefde, en wat hy in my lewe belê het, en ek dank die Here vir die geskenk, wat hy vir my gegee het, deur hom in my lewe deel te maak vir my lewe. As ek terugdink aan my kinderdae, weet hier van die laerskool af, omtrent standaard 1, het ek elke skoolvakansie deurgebring by die De Klerks van Kromdraai, net daar buitekant Ermelo, familie aan my ma se kant. Weet, hulle het my regtig deel gemaak van hulle gesin, groot gemaak soos een van hulle eie. Ek het by hulle geleer, by Frans geleer van hard werk, fisies werk, en vreugde te vind in moeg wees na 'n goeie dag se werk. Geleer van ploeg en eg en dis en skoffel en plant en oes, van hooimedenspak, van trekkertyres vervang, van hoe werk 'n mens met skape en beeste en met perde. Ek dank die Here wanneer ek aan Frans en Sheila dink vir die genadegawe wat ek ontvang het uit die hand van die Here, wat hulle my lewe belê het. Kom sê ek dankie voor. Ek kom sê dankie natuurlik vir die vergrote De Klerks familie, wat hulle in my gedoen het en in my lewe belê het. Weet, terwyl ek gestudeer het ek elke nou en dan so 'n roomcheck gekry van die De Klerks af. En 'n roomcheck was 'n bederfgeldjie wat aan een kant gesit het. En hulle het my bederf met daardie roomcheck. En dit het my baie keer regtig, wanneer ek het regtig nodig gehad het en nie geweet het hoe vorentoe nie, het daar so 'n roomcheck met my naam opgeland. En ek dank die Here wanneer ek aan hulle terugdink vir wat hulle in my lewe belê het. Ek dank die Here vir die gawe wat hy aan my gegee het in hulle. Natuurlik dink ek terug aan Millersdrift gemeente. 32 jaar. 32 jaar terug is ek hier bevestig as leraar. Weet, ek was eers konsulent hier van die einde van 1992 af, begin 1993. Dominee Kemp, wat leraar was hier, was baie siek aan sy hart. Vir meer as 9 of 11 maande was hy so afsiek gewees en het ek as konsulent in die gemeente begin werk. En hoe moeilik dit was om vrede te bewaar. Daar was maar konflik en spanning in die kerkraad met 2 kampe wat dit moeilik gemaak het. Weet, dinge het maar gaan staan en moes ek nuwe dinge begin en ou dinge weer in plek kry. En ek dank die Here vir die pad wat die Here met my geloop het hier in Millersdrift gemeente. Weet, ek beroep was na die gemeente toe hier so begin Maart maand 1993, het ek nogal van my vrou gesê, daar is nie 'n manier wat ek na hierdie gemeente toe kan kom nie. Weet, ek sukkel om te funksioneer met spanning en met konflik. Om regtig met vreugde te werk, was dan vir my moeilik. En natuurlik het ek van my vrou gesê, die Here sal my in my hare moet wegsleep, daar by Kreersop Oos gemeente, waar ek baie gelukkig was. En nou weet hulle natuurlik waar my hare heen is, want die Here het my hiernatoe geroep. Ek het eers gedink, die Here wil my straf, vir dit wat ek al verkeerd gedoen het in my lewe, en eintlik het hy my kom bederf in hierdie gemeente. Hy het my hier kom leer, wat het beteken om hom te dien, en naby aan hom te leef. Die Here het mense in hierdie gemeente op my pad gebring, wat regtig vir my 'n seën was, wat belê het in my lewe. Ek dink aan al die bestuursrade en die kerkrade wat hier was, met die kollegas wat ek gehad het in die gemeente. Ek dink aan Soemerie, die laaste 10-12 jaar. Sy het eers saam met my kinders gespeel en later my medeleraar geword. Die Here het my kom bederf in hierdie gemeente. Die Here het vir my kom seën, en deur die gemeente het die Here vir my gesorg en versorg. Vir my vrou en ons kinders was dit huis. Vir byna die helfte van my lewe was dit regtig huis, waar die Here ons versorg het, waar die Here vir ons voorsien het, ons beskerm het en onderneem het. Ek kan net dankie sê, Here, vir u genade en vir die goedheid en guns deur my en Millersdrift gemeente se paaie te laat kruis. As ek maar net dink op die manier wat die Here met my hier geloop het, en die manier wat die Here my lewe verryk het oor 32 jaar, ek kan byna nie glo nie. Die Here het vir my kom seën, en ek kan net dankie sê. Soos Paulus sê, ek kan nooit ophou dankie sê vir die gemeente Millersdrift nie, want die Here was vir my goed. Dit besonder die laaste 3 jaar wat ek nou ekstra bygekry het, die manier wat die bestuursraad my hanteer het, kan ek net sê, Here, dankie, ek kan nie ophou dankie sê nie.
Natuurlik moet ek terugdink na byna 30 jaar se stranddienskampe. Het elke Desember met 'n klomp studente gaan kamp. So oor die 30 jaar was dit meer as 900 studente. Studente wat hulle vakansie afgestaan het om die Here te gaan dien. Dat ons saam vir die Here kon werk, terwyl ander mense vakansie hou, saam met hulle kinders kon speel en getuig en kon leer wat dit beteken om die Here lief te hê. En kon ek in die studente se lewe sien wat dit beteken om te glo en om lief te hê. En ek dank die Here vir elkeen van daai studente. Vandag is party van hulle al groot, van hulle kinders is al 'n matriek, het al klaar matriek geskryf en gaan universiteit toe. Wat 'n voorreg was dit vir my gewees om so geseën te word deur die Here, deur hierdie besondere studente wat die Here op my pad gebring het. Ek kan maar net dankie sê vir God se goedheid en guns. En as ek so terugdink oor my lewe, die pad wat die Here met my geloop het, dan kan ek nie anders as om net te sê, Here, u goedheid en guns was oor my. Ek kon nie verstaan waarom my pa my groot gemaak het met die lewe van Samuel nie. Waarom hy dit so oor en oor vir my gelees het, dat ek dit later gememoriseer het en kon oorvertel en weer kon oorvertel. Ek het nie verstaan waarom my pa nie kwaad geword het. Die aand toe ek vir hom gesê het, ek gaan nie meer die pad loop van ingenieurswese nie. Die Here roep my om predikant te word. Dat hy dit nie verloor het en ontplof het, was vir my onverstaanbaar en onverklaarbaar. Ten spyte van die geld wat my pa seker moes leen, of waar hy het gekry het om die gereedskap te koop vir my prakties, het hy nie kwaad geword. Hy het net gesê, dit is goed so my kind. Ek het dit nie verstaan nie, maar nou verstaan ek dit. Verstaan het al 'n hele rukkie, want ek onthou Hanna se belofte, wat ons teruglees daar in 1 Samuel 1 vers 11, waar sy die gelofte afgelê het, Here Almagtige, as u tog op my ellende wou let, en aan my u dienares wou dink, en my nie vergeet nie, en aan my 'n seun gee, sal ek hom sy lewe lank aan u gee. Ek weet nie of my pa 10 jaar lank vir my gebid het nie. Ek weet nie of my pa 'n belofte afgelê het nie. Ek weet dat ek saam met 3 sissies groot geword het, dat die jongste 10 jaar ouer was as ek, dat ek gebore is 10 jaar na haar geboorte. En ek weet my pa het nie kwaad geword nie, en ek weet my pa het my geleer van Samuel. Ek wil regtig glo my pa het vir my gebid, my afgebid van die Here, en dat my pa nie kwaad geword het nie, want hy het my in diens van die Here gestel, of gegee om die Here te kan dien. En daarom moet sê ek dankie vanmôre vir almal wat die Here op my lewenspad gebring het. Besonderse, kosbare mense, kosbare gemeentes, kerkrade, bestuursrade, kollegas, waardeur die Here my lewe verryk het. Hoe wonderlik is die Here se goeie guns en genade op my en my gesin se lewe gewees. Ek kan maar net sê, Here, dankie vir die goedheid en guns. Maar terwyl ek so terugdink en die Here dank vir besonderse mense, wil ek graag saam met Paulus kom bid vanmôre, en ek wil graag kom bid vir my kollega, vir Sumerie, wat die pad alleen moet vorentoe stap. Ek wil kom bid vir die bestuursraad van Mildersdrift gemeente, vir elke gemeentelid, vir elkeen wat hier kom kerk gaan, wil ek kom opdra aan die Here. Ek wil saam met Paulus kom bid, wat hy daar in vers 17 bid, dat hy bid dat hulle die Here werklik sal leer ken, dat hulle God werklik sal ken. Wat beteken dit? Om God werklik te ken. Om God werklik te ken beteken dat jy hom sal leer ken as die God wat jou lief het, die God wat vir jou sorg, die God wat voorsien, die God wat beskerm, die God wat red, die God wat verlos. En so wil ek vir elkeen van julle vanmôre bid, dat die Here julle die wysheid en die insig sal skenk om hom werklik te leer ken, elke dag, elke week, elke maand, elke jaar meer en meer te ken as die God van liefde, die God wat sorg en die God wat voorsien. Ek wil saam met Paulus bid wat ek lees daar in vers 18. En dit is dat die Here julle geestelike oë sal open, dat julle sal sien wat 'n wonderlike roeping die Here op elkeen van julle se lewe het. En die belofte dat hy vir julle 'n erfenis weggelê het reeds deur die opstanding en die hemelvaart van Jesus Christus. Ek wil bid dat julle sal weet dat julle geroep is. In die eerste plek geroep is om
om God aan te neem, om sy kind te wees. Dat jy geroep is om sy kind te wees en om hom te dien. Natuurlik het die Here my geroep om predikant te wees, maar die Here roep nie net predikante nie, hy roep elkeen van ons. En hy roep elkeen, en hy skenk aan elkeen talente en gawes en vermoëns, om hom te kan dien op watter terrein, op watter vlak, of waar jy en wat se werk jy ook al doen, om daar die Here te dien, om daar 'n lig te wees wat in die donker skyn, om daar hoop en liefde te bring in hierdie wêreld. Mag julle werklik julle harte so oopgemaak word dat jy so weet wat 'n roeping wat God op jou lewe het. En dan wil ek natuurlik afsluit met vers 19, dat ek wil bid dat die Here vir julle sal help. Dat julle sal besef wat 'n wonderlike krag die Here in elkeen van julle weggebeer het. Dieselfde krag, goddelike krag wat Jesus opgewek het op 'n Sondagmôre, laat opvaar het na die Vader se troon toe, dat daar dieselfde krag skenk God aan elkeen van ons. En dit beteken dat ek en jy alles wat moontlik is sal doen met toewyding. Maar dat ons ook sal weet dat God deur ons die onmoontlike sal doen. Doen ons, ek en jy, die moontlike, God sal die onmoontlike bewerk en laat gebeur deur my en jou, soos in my lewe. En daarom wil ek bid dat julle toegewyd aan die lewe, aan die Here sal lewe, dat julle sal leer hoe lief die Here julle het en hoe groot en almagtig hy is en hoe hy sorg en voorsien en hoe hy mense roep en natuurlik toerus met die Heilige Gees en met goddelike krag om julle roeping te kan uitleef. Die Here het dit vir my gedoen en ek dank hom vanmôre en ek loof en prys hom vir sy genade en goedheid. En ek bid vir elkeen van julle. Mag julle die seën van die Here op julle lewe ervaar. Mag julle die roeping regtig ter harte neem en mag julle gaan lewe soos kinders van die Here wat hom dien, waar ook al en waarmee julle mag besig wees. Mag die Here vir julle elkeen seën. Amen. Kom ons bid saam. Here in Hemelse Vader, ek wil vanmôre kom dankie sê. Dankie dat U goed is. Dankie dat U vir ons seën. Dankie dat U mense op ons pad bring, gemeentes en bestuursrade en kerkrade op ons pad bring, kollegas bring. En ons lewe daardeur verryk en in ons lewe inbou, sodat ons kan lewe en word waartoe U ons geroep het. Ek dank U vir die besondere seën en roeping op my lewe en ek eer U vir die goedheid en guns en vir die genade en vir die goddelike krag wat U aan ons elkeen skenk. Mag ons tot eer van U naam lewe elke dag. Dankie dat ons dit kan bid met danksegging en met lofprysing in die naam van die Here. Ja, in Jesus se naam kom bid ons so. Amen. Jy kan gerus gaan kyk na die afkondiging wat aangehaak is by die preek en mag die seën van die Here met ons gaan. Kom ons staan en ons ontvang die seën van die Here. Die Here sê, ek sal jou seën en jou versorg. Ek sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Ek sal aan jou my vrede gee. Mag God voor jou uitgaan. Mag jy God ontmoet daar waar jy nog moet kom. Mag jy God ervaar wat langs jou loop, om jou te onderskraag wat agter jou is, om jou lewe te beskerm en jou rug toe te maak. Mag jy beleef dat hy binne in jou is, om jou te seën en vir jou te sorg. Ontvang die seën van die Here en gaan leef met vreugde. Amen.